Hallo julle, vandag gaan ons kyk na die huidige waardeformule, in Engels die present value. Nou hier het ek reeds die formule neergeskryf en jy kan sien P, dit gaan die huidige of die present value van 'n lening wees. X gaan die gereelde terugbetaling wees, Y is die rentekoers en N is weer die aantal betalings. Hier kan jy sien, ek het alles neergeskryf, huidige waarde, terugbetalings, gereeld altyd op dieselfde tyd, rente as 'n persentasie en die aantal betalings. Nou, ek het reeds gesê, jy gaan die huidige waarde gebruik wanneer jy geld leen. Dit is soos byvoorbeeld vir 'n huislening of as jy 'n duur kar wil koop. So, wanneer jy geld leen, sal jy nooit 'n onmiddellike betaling maak nie. Want dit sal 'n bietjie belaglik wees, nê? As jy die geld het om onmiddellik te betaal, dan sal jy mos nie leen nie. So die standaard manier vir 'n lening terugbetaal is, as ek dit nou hier leen, daar is tydperk 0, dan betaal ek na 1 termyn my eerste terugbetaling. Nou ek sê doelbewus termyn, want dit moet ooreenstem met die manier wat die rente saamgestel is. As die rente byvoorbeeld maandeliks saamgestel is, dan sal 1 termyn 1 maand wees. So ek hier leen die geld vandag, daar, dis waar my P-waarde is, hier op die dag wat ek het leen, en aan die einde van 'n maand betaal ek my eerste paaiement. As die rente byvoorbeeld kwartaalliks saamgestel is, dan gaan ek my eerste paaiement aan die einde van 'n kwartaal betaal, en sovoorts. So ek het nou reeds gesê, ons gaan nie geld leen wat ons het om onmiddellik neer te sit nie, maar soms gebeur dit, dat ek 'n uitgestelde betaling het. Hier teen die einde van 'n jaar sien 'n mens dit altyd. Hulle sê, kom koop vandag jou nuwe kar en betaal eers oor 3 maande die eerste paaiement. So hier is ek nou, ek leen vandag die geld vir my nuwe kar, maar ek gaan eers oor 1, 2, 3 maande hier my eerste betaling doen. So dit is anders as in die toekomstige waardeformule. Jy kan aan die einde van die termyn betaal, of jy kan dalk 'n uitgestelde betaling het. En ons gaan later voorbeelde van die uitgestelde betalings ook na kyk. Vandag gaan ek net na 'n gewone een kyk wat jy aan die einde van jou termyn betaal. Goed, baie belangrik met die F-waarde en ook met die P-waarde is gereelde, gelyke betalings. Kom ons spring weg met die voorbeeld en ek het dit gevat uit Junie 2023, vraag 6.2. Andrew het vandag R200.000 by die bank geleen. En die bank hef 'n rente teen 5,25% per jaar kwartaalliks saamgestel. Dit is baie belangrik. Ek wil sommer dit hier skryf. Kwartaalliks. Goed, kom ons gaan aan. Andrew sal aan die einde van elke 3 maande terugbetalings van R6.000 maak. Sy eerste terugbetaling sal 3 maande van nou af wees. Nou kom ons sit al daardie inligting op ons tydlyn. Hier is dit nou, dit is waar ek die geld gaan leen, dis waar my P-waarde is, en ek leen R200.000. En my rentekoers
was 5,25 per jaar, so dit gaan 0,0525 wees as ek dit deur 100 deel, maar omdat dit kwartaalliks saamgestel word, moet ek dit deur 4 deel. Goed, aan die einde van elke 3 maande, nou kom ons kyk, hier is hy nou, so 1, 2, 3 maande later, gaan hy sy eerste betaling maak, en dan weer 1, 2, 3 maande later, gaan hy sy tweede betaling maak, en so gaan hy aanhou, en die betaling wat hy gaan maak, is R6.000. Nou ja, hoeveel jaar sal dit Andrew neem om die lening terug te betaal? Nou, hier is iets baie belangriks, want in die vorige skerm het ek jou vertel van 'n uitgestelde betaling. Maar hierdie is nie 'n uitgestelde betaling nie. Want, hoe lyk my tydperke? My tydperk moet ooreenstem met hoe my rente saamgestel is. Omdat dit kwartaalliks is, daar is 4 kwartale in 'n jaar, en elke kwartaal is 3 maande. So my eerste tydperk gaan eers na 3 maande wees, want dis my eerste kwartaal. Dan my tweede kwartaal gaan daar wees. So hier is geen uitgestelde betaling nie. Goed, hy het geld by die bank geleen. So ons moet die P-waarde of die present value, ons moet daardie formule gebruik, en ek kan maar dadelik begin om in te vervang. My waarde vir P, die bedrag wat ek geleen het, daar is 200.000, daar is hy R200.000. My maandelikse terugbetaling gaan 6.000 wees, 1 minus 1 plus I, en I gaan wees 0,0525 gedeel deur 4, en dit is alles tot die mag min n verhef, en dan onder die lyn, daar gaan ek onder die lyn, gaan ek hê I, wat 0,0525 op 4 is. Dit is belangrik dat julle alles mooi sorgvuldig invervang in die vergelyking, want dikwels krye mense punt vir die invervanging. Nou ja, ek wil vir n uitwerk wat ek sien in die eksponentes. So ek gaan eers ontslaa raak van die 6.000 en van hierdie breek hier. Ek gaan met die 6.000 moet deel, en met die 0,0525 op 4 moet vermenigvuldig, en dan kry ek die antwoord 7 op 16. 7 op 16 is gelyk aan, en al wat ek nou het is dit wat daar in daardie hakkie staan. Net gou alles weer oorskryf. En dit is tot die mag minus n. Ongelukkig kom my goed 'n bietjie naby mekaar daar. Maar ja, kom ons verander dit liewers. Ek gaan dit maar uitvee, want dit is nou baie na aan mekaar. So ek kry 7 op 16 is gelyk aan 1 minus, dit wat in hierdie hakkie nog is 1 plus 0,0525 op 4 tot die mag minus n. En dan natuurlik gaan ek nou my volgende stap hierdie 1 aftrek, en dan gaan ek kry minus 9 op 16
is gelyk aan, en ek gaan ook in dieselfde stap hierdie hakkie uitwerk. So, nou het ek die 1 oorgevat, minus 9 op 16 gekry, nou bly ek net met die hakkie tot die mag min n oor, en ek gaan die hakkie gou uitwerk, en ek kry 1621 gedeel deur 1600, en dit alles is nog tot die mag n. Goed, ek moet gou praat oor n, is 'n minus n. Jy sien, toe ek n hier geskryf het ek geweet ek het kwartaallikse betalings, my rente word kwartaalliks saamgestel, so daardie n hier is kwartale. So ek kan nou gaan skryf 4n, en dan gaan dit jare wees my n, want daar's 4 kwartale elke jaar. Ek verkies om dit net so te los, en dan te onthou dat my n kwartale is, en dan aan die einde verander ek dit na jare, want hulle vra vir my hoeveel jaar. Nou kom ons maak weer plek, ek gaan hierdie uitvee, en dan daardie kant aangaan. So kom ons maak 'n lyn hier, daar sy, en nou gaan ons aan. Natuurlik kan die 2 minusse uitkanselleer, of jy kan sê ek vermenigvuldig met min 1 aan elke kant, en dan kan jy na logaritmes toe gaan, want daar's geen manier dat jy hierdie grondtalle dieselfde kan kry nie. Nou vir logaritmes gaan my minus n, want dit is wat ek daar in die eksponent het, gelyk wees aan log van, en my basis gaan wees 1621 op 1600, en ek trek die logaritme van 9 op 16. En wanneer ek dit gedoen het, kry ek minus n is gelyk aan minus 44,1243, en dit gaan nog aan. Nou onthou, ek het nie hier 4n geskryf nie, so n is 44,1243 kwartale. En nou, omdat hulle vir my jare vra, ek weet daar is 4 kwartale in 'n jaar, so ek moet net met 4 deel, so dit gee vir my 11